Ons verwelkom almal weer eens hier by Sondag nou, nuwe formaat kyk in die woord. Ek en Suster Wimpie bedien die woord saam. Ek is broer Jan. Toch is pastoor. Ons is besig met Johannes 17, die hoëpriesterlike gebed van Jesus, wat vervul is, die grote sanger, waar hy bid vir eenheid. Johannes 14 is eintlik 'n voorloper na Johannes 17. Jesus sê, laat julle harte ontstel word, die glo in God, glo in my. In die huis, sê almal huis, van my Vader is daar, baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek julle gesê, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Want ek dink almal in hulle huis in die hemel, is glad nie wat Jesus dan bedoel het nie. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe in dieselfde konteks. Ek vat julle na my Vader. Nou, hulle het baie mooi verstaan, die Vader se huis was die tempel. En die Vader se ontmoetingsplek was in die mees heiligste plek, in die tempel, op die ark van die verbond, die versoendeksel. En net die hoëpriester kon daar ingaan, stem julle saam, een keer 'n jaar. Maar wie is nou ons hoëpriester? Jesus Christus. Hy het net eenmaal ingegaan. Ons almal ingeneem, vir ons plek berei, sodat ons so kan wees waar hy is. So waar was die priester? Die priester was die enigste een wat in die mees heiligste plek kon ingaan. En raai wie neem my saam met hom? Sy priesters. En in onwaring een het hy ons gemaak, konings en priesters. So klaar afgehandel. Hy het die heiligdom ingegaan in die mees heiligste plek, na die Vader en ons almal saam met hom geneem. Dis die weg en die waarheid en die lewe. En nou kom Paulus in sy brief en sê, weet julle nie, dat julle is nou die tempel. Jy is nie net die priester nie, jy is ook 'n tempel en die priester in die tempel. En nou bedien ons die lig van Christus en sy voedsel vir 'n verlore gaande wêreld. Kom nou. Jesus sê, waar ek is, gaan julle ook wees, klaar afgehandel. Hy het die plek klaar voorberei. Nou, in Salomo se tempel, net om dit gou te noem, maar so ja, so. Salomo se tempel was 3 verdiepings hoog. Dit was gebou na die formaat van die tabernakel van Moses. Maar het julle geweet dat op die kante van Salomo se tempel, van die 3 verdiepings, was daar kamers. Kamers vir die priesters. Die priesters het daar gebly in die tempel, by die tempel. Die ou tempel met mense hande gebou. Jesus sê, ek gaan om vir julle plek te berei. Nou gaan hy na die geestelike tempel. Yes, amen. Om vir ons plek te berei. Hy, die hoëpriester, neem ons die priesters die weg na die Vader. So waar is jy nou? Klaar voorberei om 'n priester te wees. Kom nou, vat nou jou roep dan vanmôre. Ons is almal geroep vir voltydse bediening. So Wimpie, ek het nie so hierdie lesse wat jy so vir ons voorberei. Ek is bly ek kan jou help daarmee. Ek hoop nie, ek praat nou te veel altyd nie. Gewoonlik is dit die vrou wat te veel praat, né? Ag nee, wat jy praat. Maar dis so lekker om saam met jou te bedien. Ek dink ons gaan begin lees in Johannes 17 vers 14 af. Of gaan jy eers gou... Nee, ons gaan lees daarso. Okay, sal jy vir ons dit lees? Ja, ek sal lees. Vers 14, ek het hulle u woord gegee. Ek het hulle u woord gegee. Wie kry jy die woord vanmôre? En die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Net soos wat ek nie van die wêreld is nie. Nou, daai woordjie wêreld het ons net gekwalifiseer. Wag net so 'n bietjie. Gee my net 'n kansie. Wie van julle was al... Gee my 'n kansie aan ons. Wie van julle was al op 'n partytjie gewees en dan is die mense, hulle gaan te keer en hulle drink en hulle raak mal los, nee? En dan kom jy nou en jy sê, miskien is jy die oupa of die pa of iets en dan sê jy, nee mense, nee. Vat dit kalm. Nee, julle drink nou te veel of wat. En dan sê hulle vir jou, ag sis man, jy is 'n ou spoilsport. Wet blanket. Jy's 'n wet blanket, jy's 'n nat vaddoek.
Nou, so, ons gaan verder sien hierso as hy praat van heilig hulle in die waarheid. Heilig hulle in die waarheid beteken eenkant gesit vir God se gebruik. Set apart for God only. Nou, as jy net aan God behoort en jy is eenkant gesit net vir God se bediening, dan kan jy nie op 'n Vrydag aand in die bar sit en die een lang brandewyn na die ander lang brandewyn gooi en Sondag jy in die kerk is en dan jy 'n ouderling wat vir die mense wil bid. Ja, dan kan jy hulle verstaan dan is ek koning van daai ouderling. Skiet ek net hier op. Yes, wat? Ek wil net vergeet. Dan sê hy, ja maar, dominee, ek het maar by die bar gewees want ek bedien daar. Ek bedien die ander mense daar in die bar. Want sien, kyk, ek is 'n barvlieg en ek weet hoe werk die bars. En ek weet ook met daai mense te praat. En dan nog dominee, jy moet verstaan, as ek nou baie dronk word ook daar. Jy weet, een dronk ou kan 'n ander dronk ou verstaan. Kan jy die verskoning sien wat mense soek? Mense is absoluut of 100% Jesus of glad nie. Ja. Stem saam. Afgesluit, afgesonder Ja. vir God se gebruik. Jy kan nie, die Bybel sê jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie twee goeders gelyk doen nie, net soos wat jy nie op twee stoele gelyk kan sit. Jy breek met die verlede, jy breek met wat verby is, met jou slegte verlede en Christus word nou alles. Sê, Christus word alles. Hier in Lukas 11 sê hy, niemand steek 'n lamp op en sit dit in 'n verborgde plek of onder 'n maatemmer nie, maar op 'n staander, sodat die wat binnekom die lig kan sien. So ook gebruik ons sout. Ons gebruik, die Here sê julle is lig en die Here sê julle is sout. Wat maak jy as jy wil biltong maak? Jy gooi sout. Hoekom? Want anders word die biltong vrot. Amen. So wat daar nie sout is nie, is daar vrotskap. Amen. So as ek en jy sout is, moenie soutloos word, want as jy vrot saam met die vrot is. Amen. Wees die sout man. Dis waarvoor jy geroep is, dis jou bediening. Dis waarvoor jy 'n priester gemaak het. 'n Priester is sout. Dis hoekom hy sê in Johannes 17 vers 15, ek bid nie dat hulle u uit die wêreld wegneem. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem. Hoekom wil die Here ons nie uit die wêreld uit wegneem nie? Want jy het 'n werk. Ek weet nie wat van die wegraak. Jy het 'n missie gekry. Jy het 'n werk gekry by die Here. Nou sê die Here vir jou, gaan keer daar waar dit vrot word. Gaan doen jou job daar waar dit vrot word. Gaan verkondig die woord daar waar dit donker is. Vat die lig van die Here uit. Dis hoekom die Here jou nie. Wees die sout. Hy wil Wees jou die nie. lig. Hy wil jou nie wegvat op 'n wolkie sodat jy op haar moet gaan speel. He wants you here. Amen. Waar hy wil jou erg vrot hier is, wil hy meer sout hê. Stem julle saam? Mense, ons is sout, ons is daai priesters. Jesus het die plek klaar voorberei. Hy's nou kragtig in ons, dieselfde krag wat Jesus uit die dode opgewek het, werk nou in deur ons. Dis waarom Paulus sê, word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Sê amen. Wie wil dit glo vanmôre? Amen. Jy sien, die woord sê wie jy is en wat jy kan doen en wat jy besit. Hy het ons gemaak, konings en priesters. Ons is die sout. Ons is die lig van die wêreld. Matteus 28 vers 18 sê hy die groot opdrag. Hy sê, gaan dan heen. En baie toe heeltemal heen gegaan. Afgeloop toe. Nee, dis nie wat hy bedoel het nie. Ja. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Maar God met alle respek gesê, is nie vergeetachtig nie en is nie skizofrenies nie. God sal net vir jou 'n werk gee en vir jou 'n missie gee en dan skielik vir jou sê, nee, kom nou terug nie. Dis so erg, jy sê vir jou kind, hoor jy gaan sny die gras. En dan is die kind besig om die gras te sny en dan 2 minute later dan roep jy hom. Dan sê jy vir hom, nee, ek wil nou hê jy moet jou kamer kom verf. Jy is mos nou besig met een ding. Amen. En dis hoekom die Here het jou werk gegee. Elkeen van ons wat hier sit,
het 'n bediening om uit te leef. En wat van mooi is, hy sê, gaan maak disippels. En mense kan dit ook so stel, gaan maak mense van my dissipline. Dissipline. Sout, kan julle sout sien? Yes. Jy sout, so die mense in jou lewe raak ook sout. Maar word ingesout met dieselfde sout wie Christus is, en dis liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, getrouheid, selfbeheersing, vrugte van wat jy is, né? Sout. Dis mooi, dis lekker. En mense geniet jou, want jy is sout. En jy keer dat daar ongeduld is, jy keer dat daar geen blydskap is nie, jy keer onvriendelikheid, jy keer ongeduld, jy keer dat daar nie sagmoedigheid is nie. Jy is nou getrouheid, jy is nou selfbeheersing. En almal om jou word aangeskakel en word dieselfde. Ons moet verstaan dat hulle wat Christus nie ken nie, is in duisternis. Dis vir hulle swart. Dink gou aan jou familie wat nie die Here dien nie. Hulle is in duisternis. Verstaan wat ek sê? Hulle is in duisternis. Jy het die lig. Wat moet jy doen met hierdie lig? Onder die maatemmer sit? Nee, jy moet skyn. 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 En dis waarom jy bid ook in jou gebede. Vader, ek bid dat my familie se verstand verlig sal word, dat hulle lig sal sien, maar jy moet ook jou lig laat skyn, dat hulle jou lig sien. Het jy al agterkom as jy by vriende en familie wat nie regtig in die Here is nie, en jy begin praat oor die woord, dan wil hulle skielik oor die weer praat, oor ander goedjies. Het jy al agtergekom? Dan moet jy meer bid, Efesiërs 1, Vader, ek bid dat die oë van hulle verstand verlig sal word. Dan gaan die groot blydskap aanbreek, skielik gaan daai mense begin honger word. Hulle gaan begin snap, hulle gaan begin sien. Hou nie op om sout te wees nie. Wees in die dissipline van gebed. Dis 'n dissipline. In sy teenswoordigheid word al hoe meer sout, al hoe meer lig, sodat jy al hoe helderder kan skyn. Maar bid vir die mense in jou lewe en dan werk jy met hulle. Maak mense van my dissipline. Jy's die sout, jy's die lig. Dis waarom ons die toolbox het. Hoekom dink julle het ons 'n toolbox? Gereedskapkas. Gereedskapkas. Ons verleiding het gehad, wat is dit? Dit is ons kinderlike praktiese bediening, want almal is geroep vir voltydse bediening, en ons het die toolbox of elke les wat ons dan gee, is net op 'n raamwerk geplaas van 1 bladsy, 1 A4 groot bladsy, wat jy dan met kinderlike opregtheid, anders kinderlik geskryf, kan gaan aanbied, vir watter troos en behoefte daar ook al is. Dis jou tools, jou gereedskap, om mense te bereik en in die koninkryk in te bring, want al daai lesse is trooslesse. En ons maak dit vir julle maklik, want ons is almal, sê weer saam met my, almal is geroep. Almal is geroep. Vir voltydse bediening, ook ek. Kom, sê, ook ek. Moet nie na my te wys nie, ek weet ek is, kom sê, ook ek. Ook ek. Okay. Jy weet, ons dink altyd, die pastoor of die dominee, word hy verhoog op 'n pedestal en hy kry 'n preekstoel. En as iemand sê, pastoor, ek gaan nie voltyds bedien, want ek het nie eens 'n preekstoel nie. Ek het nie eens 'n gebou nie. Jy is die gebou. Jy is die tempel. Jy is die priester. Sy krag is binne in jou. Sy sout is binne in jou. Sy lig is binne in jou. So oral waar jy beweeg met sy liefde, straal jy hom uit. Is jy in bediening? En wie waar begin jou voltydse bediening? In jou eie huis. Amen. Met jou huisgenote. Dra die vrugte vir hulle. Wys vir hulle hoe lyk Jesus. Ja, maar ek weet jy wat ek kan. Jy kan. Alles is moontlik vir hom wat glo. Jesus sê, jy het dit klaar, ek het klaar voorberei. Ek woon nou binne in jou. My krag is in jou, my krag van liefde werk deur jou. Kom nou. Ja, maar mense gaan vir my lag in my eie huis. Dan moet jy maar lag. Want jy skaam jou nie vir Jesus nie. Sê amen, want Jesus is jy vir my skaam. Dan skaam ek my vir jou voor die engele. Weet, dit is so maklik om stil te bly. En turn a deaf ear and turn a blind eye. Gooi 'n dowe oor. Gooi 'n dowe oor as jy sien, byvoorbeeld, ek weet nie julle nie, maar baie keer beland jy in 'n geselskap en dan gebruik mense die naam van die Here uitdruk.
Nee, hulle sal die naam van die Here gebruik, elke tweede of derde woord wat hulle gebruik. En dan is ons baie keer skaam. Nee, moenie skaam wees nie. Staan nou op en sê, meneer, juffrou, niggie, neef, antie, oom, verskoon tog, maar in my teenwoordigheid gaan jy nie die naam van die Here oneidelik gebruik nie. Ek kon onthou dat die my maat gewerk het. Sit tussen die kantoor en dan werk ek saam met 'n oom en dat die naam van die Here elke tweede sin het. Here dit, Here dat. En toe het daar nou weer 'n oproep gekom en hy slegte nuus gehoor of iemand het hom skief aangevat. En hy sy die van sy hart en hy sê, Here God. En ek sit daar en ek sê, wow, oom Smiddy, jy het sy naam al geroep. En die Bybel sê, elke een wat sy naam aanroep, sal gered word. Hy het nooit weer, waar ek by was, die naam van die Here uitlik gebruik. So daar's maniere wat die Here jou wysheid gee hoe om dit te hanteer. Amen. En Pastor Jan, is dit Handelinge 1 vers 6, die Okay. wat by mekaar gekom het, vra om Soos ons, die wat by mekaar gekom het. Ja, okay. gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig. Nou kom ons praat net so 'n bietjie daaroor. Ek het laas keer vir julle gevra van Judas Iskariot. Nou, Judas het 'n aardse idee gehad van wat Jesus op hierdie aarde moet doen. Nou, as ek nou vir julle vra, wie van julle wil graag hê dat ons munisipaliteit moet ander heerskappy kry, sodat ons kan 'n skoon dorp hê, dan gaan julle vir my sê, ja, asseblief, dat hierdie lot net gaan, dat daar net 'n nuwe bestuur kom. Nou, Judas Iskariot, Hy was in 'n politieke party. hy was in 'n politieke party. Alles wat hy gesien het, wat Jesus doen, het vir hom ingepas, en hy het gesien, o, Jesus gaan die munisipaliteit, ek praat nou plat, o, Jesus gaan die munisipaliteit regkry, Jesus gaan sorg dat dit regkom en dit regkom, alles fisiese dinge op hierdie aarde. Hy het nie verstaan dat die koninkryk waarvan Jesus gepraat het, was 'n geestelike. Ja, Jesus het toe begin praat van dat hy is, hulle wou hom koning maak met geweld op, né? En Jesus het toevallig al eintlik soos van weggevlug en toe hy gaan op die berg gaan bid. En hierdie Judas het begin agterkom, Jesus stel nie belang om in sy politieke party te kom dien en die leier te wees. Hy het gesien al hoe meer en meer Jesus is 'n geestelike koning en praat net geestelike dinge. En dis hoekom hy hom verraai. En vers 7, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe, om die tye en geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. En tog is mense so bewus van die tye en die eindtye en hulle ry daarop en hulle maak 'n groot ophef daarvan, knalle en skote en geraas oor die tye en die tye soos onthou julle die 23 en 24ste, soms almal nie meer hier gewees het. So lekker gewees het, maar Jesus bid dan, hy sê, Vader, ek bid dat julle nie die wêreld sal wegneem. Hoekom? Want ons is die weg. sout van die aarde. Amen. So Jesus sê, stuur julle nie aan tye nie. Hy sê, maar hier is die een ding wat julle gaan, wat gaan gebeur, wees. Maar julle sal krag ontvang. Maar julle sal krag ontvang. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies My getuies wees. Mense, as jy in 'n hof beland, dan gaan die landros vir jou sê, as jy 'n getuie, dan sê jy, ja meneer, u eerlik agbaar. Dan sê hy, het jy gesien wat gebeur? Nee, edelsbaar, ek het net gehoor wat gebeur. Dan sê hy sê, sorry, jy is nie 'n getuie. Jy het myself gesien. Dan, hoekom sal hulle dan nou getuies wees? Hoekom sal ek en jy vandag 'n getuie wees? Want dieselfde Heilige Gees, wat saam met Jesus by die kruis was, toe hy daai prys betaal het, en die hele operasie voltooi, Amen. wat getuie was, wat alles gesien het, woon nou in my en in jou. Amen. Is dit waar? Amen. Daarom word jy ook nou 'n 'n getuie. getuie van alles wat gebeur het met Jesus en dan ook met jou gebeur het, want Jesus sê in Johannes 12, as ek aan die kruis gaan hang, neem ek almal die hele wêreld in beginsel saam met my.
Ek hou van ons kruis met die spieël in. As jy daar gaan staan, dan sien jy jouself in die kruis. Dis hoe jy jouself moet sien in die kruis. Alles wat daar met hom gebeur het, is wat jou rekening geplaas. Sy dood is jou dood. Sy begrafnis is jou begrafnis, tot nie maak van die ou mens. Sy lewendig worde is ook joune. Mense weet nie julle nie, net hierdie woord, pastoor Wendy, is so kosbaar. Jesus is hierdie woord wat lewendig geword het nou binne in my, dit maak my so lewendig. Hy het lewendig geword saam met ons, en ons saam met hom, opgestaan en ons saam met hom. Ek ervaar nou die opstandingskrag woord uit hierdie woord uit in my gedagtes. En dan sê hy in Efesiërs 2 verder, saam sit ons nou, sê ons saam, in hemelse plekke. Hoekom? Hy het ons gemaak, Christus. Hemel, tempel was genoem hemel en aarde. Die plek waar hemel ontmoet met aarde. Die plek waar God se teenswoordige gees ontmoet met aarde, mens. Dit was die tempel. Hy het ons gemaak, konings en priesters nou. En hy woon nou binne in ons. Hemel is nou waar. Ons is verbind daar. Sy krag, die samopstandingskrag wat hom uit die dode opgewek, werk in en deur ons as priesters. Om sout te wees en lig te wees. Wie van dit? Amen. Wow. So, mens kan nie 'n getuie hê wat stom is nie. So ons is nie gepla oor tye nie, ons weet een ding. Hy sê hierdie ding moet julle onthou. Julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle is. Waar is die Heilige Gees nou? In ons. Ek voel baie kragtig, ek voel oor. Glo wat die woord sê. Die woord sê jy is kragtig. Sê vir jouself, ek is kragtig. Kom ons sê saam, ek is kragtig. In die krag van die Here wat deur my werk. Amen. Goed. So waarvan moes hulle getuig? Moes hulle getuig? Ons het eendag, toe kom daar mense vir ons kuier. Hulle tuig oor wat hulle gesien het. Ja. Wag nou. En ons het eendag, kom daar mense wat vir ons kom kuier, en die vrou sê, sy wil 'n bietjie getuig. En ek tog, dis oulik. En die vrou getuig. Sy sê, weet julle wat? Hoe goed was die Here vir my? Hy het vir my 'n Mercedes-Benz gegee. Verniet. Ek het nie 'n sent betaal vir hierdie Mercedes nie. En weet julle hoe goed is die Here vir my? Daar gee die Here vir my 'n werk wat vir my R30,000 'n maand gee. Sonder dat ek gevra het daarvoor. Is dit waarvan ons moet getuig? Nee. Van Jesus moet ons getuig. Getuig van Jesus. Van Jesus is gekruisig, Amen. gedood en begrawe. Amen. Ons het dit gesien, die Heilige Gees was daar. En dan op die derde dag het hy lewendig geword. Dis ons getuienis. Opgestaan en sit hy nou in die hemelse plekke en ons alles hierdie dinge saam met hom, want hy het ons saam met hom ingeneem. Ons getuig van Jesus. Hoekom? Ons was daar in die Heilige Gees. Daarom is ons ware getuienis. Kan julle dit sien? Amen. Nie van wat met ons so genaamd gebeur het. Ja, oké, ons is dankbaar. Want die Here is goed vir ons. Maar wat is ons hoofgetuie? Maar hoe voel julle ander mense wat nie 'n Mercedes-Benz kry nie? Dit is nie onmoontlik vir my nie. Hoe voel jy nou as jy nou hoor, die Here is nou so lief vir daai persoon, hy het vir daai persoon 'n Mercedes-Benz gegee. Hier ry jy met 'n galoppie. As jy nou vir my Hoe gesê voel jy nou? die Here het vir my 'n Mercedes-Benz gegee en nou gee ek dit vir jou. Nou raak ek my. Amen. Wie van jou van? Amen. Nee, kom ons bring die Gaan nie oor getuienis fisiese wat dinge ons het aan Christus Jesus Ja. en ons gee dit weg. Ek het vanmôre gepraat oor die offergawe en die dankoffer oor gee. Die Here gee alles, hy het alles gegee. Vers 16, hulle is nie van die wêreld nie, soos wat ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Die woord is die waarheid. Wie hoor hierdie woord van my? Amen. Amen.
Nou, As jy wie wil heilig word, waai net gou vir my. Kry meer woord. U woord is die waarheid. Heilig hulle in die waarheid. U woord is die waarheid. Sê amen. nou as jy die woord heilig hoor, dan dink jy baie keer verkeerdelik. En ons het so groot geword. As jy die woord hoor heilig, dan dink jy, is 'n ou auntie wat 'n bolla het, en sy het 'n lang blou rok aan, en sy het skoentjies en kousies aan, en sy het geen make-up aan nie, en sy het haar net oor haar hare, dan dink jy, dis 'n heilige tannie. Nee, dis nie die betekenis van heilig nie. Hierdie heilig is set apart. Eenkant gesit vir God. Amen. Afgesonder vir sy missie Afgesonder en vir sy visie. hom. Ja. Amen. Om vrugte te dra Yes. van die Gees. vir die Dis soos mense. as jy jou fondse kry in 'n maand, dan kry jy jou fondse. En dan vat jy daai gedeelte, dan sit jy dit eenkant, dan sê jy, dis die Here se in hierdie. Amen. Jy sit dit eenkant. Amen. Jy gebruik dit nie alles op nie. So, heilig hulle in die waarheid. As jy daai woordjie heilig hoor, dink set apart. En hoe gebeur dit? Kry die woord. Amen. Kry die woord, Jesus woord. Kry 'n woord soos vanmôre. En hoe meer jy daarna luister, gaan jy sien, daar kom 'n groot heiligmaking tussen jou ore en jou gedagtes, denke en gemoed. Want hierdie woord, Jesus, is die lam wat geslag is en hoor, vuur gebraai is. Die vuur beland tussen jou ore en dit brand al die nonsens en die kaf uit. Ek gaan dit oor en oor sê, ek weet ek sê dit baie. Maar dis hoe jy heilig word. Nie omdat jy sekere klere dra of omdat jy sekere manier loop of praat nie. Dis nie wat jou heilig maak nie. Die woord, Jesus, is sout en lig wat jy inkry. Jy voed jouself daarmee en jy word sout en lig al hoe meer en jy leef heilig. Want die woord, vuur, brand al die nonsens uit jou gedagtes uit. Want die kop van vol is, sê Jesus, met die mond van oor. Kry jou kop reg en jou lewe is reg. Hallo. Lukas 6 sê, nie wat by die mond ingaan, maak jou onrein nie. Party mense wil die varkvleis eet nie. Nie wat by die mond ingaan, maak jou onrein nie. Maar wat by die mond. Wat by die mond uitgaan. En wat gaan in die mond? Kom, sê gaan met my. Woord. Die woorde wat jy praat. En waar kom daai woorde vandaan wat ons praat? Want tussen ons ore. Julle weet wat bedoel ek as ek sê tussen die ore. Jou denke, jou gedagtes, jou gemoed. Okay. Jeremia 1 vers 5. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is op hierdie aarde, het God jou klaar geken. Hy sê, en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Wat het ek nou vir julle gesê, wat beteken die woord heilig? Afgesonder. Afgesonder. Uitgesonder. Eenkant gesit. Vir 'n missie en 'n visie. Amen. Eenkant gesit. Het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Nou, En nou kan ons dalk sê, mense wat sê, maar hierdie is 'n woord vir hierdie profeet gewees. Maar weet julle wat, in die Bybel leer ons die woord. As die woord vir die profeet was, is die woord ook vir my en jou. Want ons is nou in voltydse bediening geplaas deur Jesus. Ons is in 'n groter bediening. Die profeet was in 'n Ou Testamentiese bediening. Ons is nou in 'n Nuwe Testamentiese geestelike bediening. Wie wil dit glo vanmôre? Wie wil dit vat vanmôre? Want weet jy wat, jy gaan nooit gelukkig wees en nooit tot jou volle reg kom as jy nie die woord vat en glo nie en begin uitleef. 1 Petrus 2 vers 9. Julle is 'n uitverkore geslag. So wie is julle? 'n Uitverkore geslag. Wie is ek en jy? 'n Uitverkore geslag. Ons is slag gekies. Amen. 'n koninklike priesterdom. Dis wat ons is. 'n Koning, dis wie jy is. 'n heilige, Koninklike priesterdom. 'n heilige volk. Wat beteken heilig?
eenkant gesit, afgesonder. 'n volk as eiendom verkry. Dis verlede Sondag se dit is les. verlede- Weet dit Jy geniet. behoort aan Jy behoort. Christus. Baie mense Sy wil my toe volk. kom en sê, dankie vir Yes. daai les, want ek het gevoel ek behoort nie meer nie. Yes. Ek is nie meer belangrik nie. Na daai les is ek so getroos. Ek behoort. Partykeer bly jy in 'n huis, in jou eie huis waar jy bly, voel jy behoort nie meer nie. Voel oor, jy behoort, sê amen. 'n volk as eiendom verkry om iets te doen, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot in sy wonderbare lig. Hy het jou geroep, hy het jou eenkant gesit, hy het vir jou gesê, wat moet jy doen? Waarvan moet jy praat? Praat van die lig, praat van Jesus, praat van die lig, praat van Jesus. Amen. Suster Mieke, eendag, as ons almal in die hemel is, sal ons hierdie roeping kan uitleef. Nou wat wil jy dit in die hemel voor doen? Eendag sal ons hemel toe gaan. Nou wat? Hoekom? Eendag as Jesus kom, dan kan ons dit nou doen, hè? Maar in die hemel is daar nie duisternis. Dis nou nodig eintlik om te doen, hè? Jep. Maar jy vir my sê ons moet dit nou uitleef, Amen. dat ons klaar dit is wat die woord sê ons is. Yes. Baie dankie, ek is so bly ek by hierdie les gewees vanmôre dat ek ook iets kan leer. Nou, ons gaan nou 'n liedjie sing en ek gaan vra dat julle saam sing. Veral Piet, want Piet ken hom. Maar voordat ons dit doen, jy moet ook saam sing. Jy moet natuurlik saam sing. Ek en jy. Maar ek het tog nie wil hê jy en Piet moet dit gaan sing. Nee, ek soek Sê vir Piet ondersteuning. Ek Ek soek ondersteuning. Okay. Samuel kom en hy gaan na Isaai se huis toe en hy salf vir Dawid. Met olie. En Dawid is die jongste van die seentjies en hy pas skape op. Eintlik het sy pa hom nie eens geroep en gesê, hoor jy die profete sê nie. En Samuel en die seuns van Isaai kom in die een na die ander een. Die een het net sulke skouers. En daai seuns was groot, ja. Ja, die een het net sulke skouers. Wat is hierdie lang slotte wat ons het? Eben. En daar's 'n ander slotte, né? Ek sien hulle daar op YouTube so 'n prentjie van ons Suid-Afrikaners is gebore vir rugby. Nou wys hulle daar so met 'n wit truitjie aan. Hy lyk kleiner as Faf du Plessis. So tussen die twee groot slotte staan sy, ons manne is gebore vir rugby. Dit was vir my so interessant om te weet nou toe hierdie les luister. Ons is gebore en afgesond vir 'n spesifieke doel. En Samuel kom. En dan daai ander broers van daar was so groot. Dis eintlik die storie. Hulle het seker soos 'n Iselet en soos daai ander groot ouer. En dan Dawid was ou klein ouetjie, né? Met die sproet gesig en met die rooi hare. Ja. En die gees van die Here praat en Samuel dink, dis seker die een wat gaan koning wees. Dis seker daai een wat gaan koning wees. En so kom al die seuns verby. Elke keer sê die Heilige Gees hom, nee, is nie hy nie, is nie hy nie, is nie hy nie, is nie hy nie, is nie hy nie. En hier kom al die seuns en die Heilige Gees sê hom, is nie van hulle nie. Samuel is verbaas en sê, maar die Here het my na gestuur. Is daar nog 'n seun? Ja, maar hy is so 'n klein niksvlek. Hy is 'n moeilikheid maak. Hy is pas skaap op. Gewoonlik is ons vanaande mense kry dan word hy nie eens toegelaat. En Samuel sê, gaan haal hom. En hier kom Dawid in. Ek kan dit nie vlei bietjie. Okay, hier kom hy in. En die Here sê, en toe Samuel hom sien, toe raak hy so opgewonde. Dit is hy. En toe salf hy met olie. En weet jy hoe salf hulle die ouens met olie? Dis nie net 'n bietjie olietjie so op die voorhoof. Nee. Vat daai kan olie en gooi in sy kop uit. En dis olie oor sy kop, en sy gesig, en sy hele lyf. Hoor die huis geolie, sê amen. En dit is wat vir my so mooi is, dis waarom Dawid skryf in Psalm 23. U maak my hoof vet met olie. En weet julle waarvan praat? Daar is 'n skaap wag. Die skape, 'n goeie herder, het die skape se koppe vol olie gesmeer, gereeld. Hulle koppe was vet met die olie. Hoekom?
Want as hulle so vreet en tussen die bossies en die goed, is daar parasiete en hulle kry wurmeiers en goed in. Daai olie het gekeer dat daai goed nie posvat in die skaap se kop nie. Yes. Want sê dit vir ons vandag, so keer die Here dat verkeerde gedagtes nie posvat, stupid idees in jou kop nie. Dis hoekom jy 'n woord soos hierdie woord, 'n gesalfde woord. Die woord wat bring Psalm 23 se woord vir jou. Hy sit jou by die tafel in die aangesig van jou teenstander. Hy maak jou hoof vet met olie. En wat sê uitvloei daarvan? Net goedheid en guns sal jou volg. Hoekom? Want daar sal nie verkeerde gedagtes posvat tussen jou ore nie. Want die woord olie, die Heilige Gees, lei jou in die volle waarheid. Jy gaan nie verkeerde idees en gedagtes koester, sodat jou kop siek sal word nie. Want jy is God se skaap. En so het hy nou besing het dat hy sê, 'n goeie herder, olie, die skape se kop. Goed, en nou kom ons. Psalm 133, Ja. vers 1. Kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers saamwoon. Sê saamwoon. Saamwoon. Al die broers en susters waai van my. Dis soos die kosbare olie op die hoof. Dit is hoe dit is. Soos die kosbare olie op die hoof. op die hoof. Wat afloop op die baard. Afloop op die soem van sy Baard van kleed. Aaron. So, Afloop. olie van bo af, So. dit loop en dit Sy loop. kleed. Ja, ek sit nou so dat, dink ek so in die gees dat die Heilige Gees, dat my olie met hierdie woord, en dit kom in my gedagtes, God se woord, en ek raak so vettig en olie, en ek voel hoe dit oor my hele liggaam begin afloop, want wat jy dink, is die uitvloei van jou lewe. Wat die kop van vol is, loop die mond van oor. Nou, kom, sing met jy vir ons daai liedjie. Voordat ons hom sing, dit het gemaak dat Dawid, al sy broers, Isaai, almal vir 'n lang tyd agterna geweet het dat Dawid is afgesonder vir 'n spesiale Doel. taak, Ja. né? Set apart. En hierdie praat vir ons dan ook van Jesus se gebed in Johannes 17, gaan alles oor eenheid. Vader, maak hulle een soos ons een is. En dis hier, al hierdie beeldspraak wat ons nou vir julle hier gee, praat oor eenheid. Mense, dit is so belangrik dat ons almal eenheid sal bewaar. Begin tussen jou ore en jou gedagtes. Moenie toelaat dat daar dualisme insluit nie. Wees altyd een met jou hemelse Vader, een met sy woord. Daai kragtige eenheidskrag maak dat jy dan sal een wees met jou huisgenote, een wees met die mense saam met wie jy werk. Jammer, is moeilik met hierdie mense een te wees, hulle so en so en so, maak nie saak nie. Hulle is soos hulle is, maar in jou gedagtes sien hulle volmaak, Kolossense 1:28, in Christus Jesus. Laat daar 'n eenheid wees. Ondanks het pastoor vir my ook 'n gedagte gegee. Dis nie meer julle en ons nie. Dit is nou net ons. Kry dit in jou kop. Moenie rondloop en sê, dis daai mense en dis ek nie. Sê, dis ons. Laat almal vir jou ons wees, want jy is besig om te bid vir almal en jy stel almal volmaak voor in Christus Jesus. Efesiërs 1 roep dinge wat nie bestaan nie. Efesiërs 1, Vader, dankie, U gee hulle verligting in die hoof van hulle verstand. En dan Kolossense 1 vers 28 wat ons pas gelees het. Of nie eens Kolossense, waar is ek nou? Romeine 4 vers 17 sê, roep dinge wat nie bestaan nie, as dit bestaan. So as daar 'n verdeeldheid in jou kop is, wat moet jy roep? Eenheid. Sê amen. As jy 'n vyand het, sê Vader, ek sien hoe daai vyand verander. Ek sien hoe daai vyand se hart aan U begin behoort. Ek sien hoe daai persoon verlig raak. Ek sien dat ons is een. Ons is een in Christus Jesus. Vers 18, soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. Ja. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie net vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Hier bid Jesus vir die gelowiges wat nog gaan
kom. En hier is ons vandag. En hier is ek en jy Ek gaan dit nog vandag. steeds aan vir ons ook gebid. Dat ons in dieselfde eenheid sal wees. So hierdie eenheid is my so pragtig. Hoe mooi en goed is dit dat broeders sal saam woon. Dit is soos olie wat van die hoof afloop van Aaron. En toe kom met ons 'n vriend gehad destyds wat ook hier kom optree en sing en hy was 'n liedjie skrywer. En hy het hierdie liedjie toe gedig en getoon sê hierdie van Psalm 133. Hoe mooi en goed is dit. So hoe gaan dit? Kom ons sal dit gaan. Hoe goed en hoe mooi is dit, as kindertjies soet saam speel. Dis soos 'n reepolie wat van die baard afloop van Aaron. Dis soos dou op Hermonberg, wat hy Sion stad afdruk. Dis soos 'n reepolie wat van die baard afloop van Aaron. Daar sê. So weet jy al wat nodig is daar moeilikheid in jou gesin is op hierdie oomblik. Gooi Kry 'n olie. groot kan olie en gooi almal toe met die olie. Weet jy, as almal so veel olie is, dan kan jy eens beklei nie, want hulle wil ons verhou slaan, dan gly sy voet op daai olie. Sê amen. Amen. Ek het al gesê, as hy lekker getrek is en dronk is, dan raak hy almal sy vriend. Jy het al dit gesien. As hy lekker goed, ons sê die ou is geolie. Hy is geolie. Hy raak almal sy vriend. Mense wanneer ons onder die Heilige Gees invloed is, dan raak ons almal sy Jy vriend. nie squeaks nie. Weet julle Dan is daar nie squeaks nie. my handkas se deure, as ek my handkas oopmaak, dan maak hy O, ek wist dit is ek nou weer. En dan- aan die yskas wil gaan steel en daai yskas. Dan skreeu net hy, Jan, wat doen jy daar in die yskas? Dis jou pas. nou, my handkas se deure, al 4 daai deure maak so. En dan kry ek nou nie wat ek wil uithaal nie, dan is hierdie een nog oop, dan soek ek weer in daai deur, dan gaan hy en nou die dag toe ons by die huis kom, dit is Woensdag gewees. Toe kry ek daar oliebeerd, 3-in-1. En ek olie alles. Ek olie daai skarniere en ek maak hom op en toe. En nou is hy stil en is lekker. Amen. So as jy mense in jou huis squeakerig raak. Olie. Die mense so, jy weet, puntenerig, squeakerig. Dan gaan kry daai groot kan olie, maar kry nou daarom ordentlike olie, jy kan nou nie karolie gebruik nie. Kry baba olie, so iets en dan olie dan sê, maar wat is geestelike betekenis? 3-in-1. Weet jy dat die olie van die woord, van die Heilige Gees, kom ons kom onder sy invloed, jy sê afgesonderd op Christus, kom onder die invloed, sê allemaal invloed, nie van sterk drank nie, maar van die Heilige Gees. Amen. Dan kry jy die ervaring van hierdie olie, en al die squeaks verdwyn. Amen. Amen. Vers 21, dat almal een mag wees, net soos u Ons is nou Vader in Johannes 17 vers in my 21. en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my Wow. gestuur het. Hoe gaan die wêreld wees? Nou, ons praat net so 'n bietjie van oor die wêreld. Wanneer hy praat baie van wêreld. En ons het reeds vir die Griekse woorde gegee van wat hierdie wêreld beteken. Dit beteken nie planeet aarde of aardbol nie. Wêreld beteken hierso die mense van daai sienswyse, basies van daai wêreldsienswyse van daai tyd. In hierdie geval spesifiek dan die mense van die Joodse sinagoge of die tempelmense, die priesters, die fariseërs, die sadduseërs en al die mense wat dan saam in by hulle was, het hierdie wêreld sienswyse gehad. En toe Jesus kom in die nuwe wêreld aankondig, nou Here Jesus sê, bekeer julle, verander julle sienswyse, want die koninkryk van die hemel is nou hier. Die nuwe hemel en die nuwe aarde is nou hier. Dis op hande. Wat het dadelik gebeur? Dat Jesus begin vervolg. Wie is die mense wat Jesus vervolg? Nie die wêreld nie. Hierdie wêreld. Hierdie wêreldsmense van hierdie sienswyse, van die kerk van daai tyd. Hulle het nie gehou van die nuwe hemel en die aarde nie. Hulle bly by die ou hemel en die ou aarde. Julle weet, hemel en aarde verwys na die tempelgebou. Vang julle dit?
En toe Jesus begin in hierdie nuwe bediening leer om te kondig, het mense Jesus aangeneem, Jesus se woord aangeneem en ook Jesus begin volg. En hulle is ook vervolg. En Jesus het gesê, julle sal vervolging ervaar. En ons weet as die boek Handelinge bestudeer, sien ons die groot vervolging self nadat Jesus weg was. Nou sê Jesus hierso, wat is op 1 Korintiërs 1 Kan vers ons 10. net weer daai lees gou? Ek het al omgeblaai. Dat hulle almal een mag wees, soos u Vader in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Wie is die wêreld? Hierdie mense wat in die ou bedeling, die ou sienwyse was, waar die ou tempelbediening nog aangehang het en die priesters en die offers van diere en so aan. Sodat daai mense sal sien dan in hierdie eenheid wat die disippels het met Jesus en met mekaar, dat hulle waarlik van God is. So in die eenheid sal dit sien. Vandag geld presies dieselfde. Wanneer die mense in hierdie omgewing na ons kyk en hulle sien ons liefde vir mekaar en ons eenheid. Byvoorbeeld, hier sit ek en my Pienaar by die tafel. Kan julle sien ons is een. Ek sit nie hier en ek sê, stem julle saam nie, en sy sê, hoe gaan dit lyk? Sê, maak jy so en ek maak so. Hoe lyk dit? Dan gaan julle almal wat hier sit sê, nee, ons luister nie verder na hulle nie. Ons kan duidelik sien, hulle stem nie saam. Ek het 'n harde tyd om daar saam te stem. Maar omdat ek geoorlog is. Dan maar jy's bietjie stadig jy. Maar omdat ek geoorlog is, is al die squeaks weg. Ek is geoorlog. En dis onder die invloed van die Heilige Gees is, stem ek daar saam. Ja, jy moet net 'n bietjie vinnig geraak, dan sal jy saam stem. So ek wil dit net gou doen. Die wêreld sien. Die mense van die wêreld, nie die aardbol nie, die mense in ons tyd, die mense in die politiek hier buite, hulle sien ons raak, hulle sien die liefde wat ons met mekaar het, en daarom sal hulle glo. Nou, as jy 'n land wil omploeg, nee, as jy 'n land wil omploeg, jy het nie 'n trekker nie, maar jy het osse, dan vat jy die een os, en jy sit hom op daai hoek van die land, dan vat jy 'n ander os, dan sit jy hom op daai hoek van die land, en nog 'n os, en jy sit hom op daai hoek van die land, en dan nog 'n os, en jy sit hom op daai hoek van die land, en dan ploeg jy, en dan ploeg jy die land om. Nee, jy vat die osse, en jy span hulle in. Jy oefen hulle. Die van julle wat in, weet my daar, ons met osse gepluk. Jy leer daai osse om saam te werk. Dis waarom ek so goed is vandag om julle almal te leer om saam te werk. Jy kan sien hoe saam werk sy saam met. Sy is 'n moeilike os, maar ek wil verseker julle sy onder die invloed is van die Heilige Gees om julle al watch. Maar in elk geval, hulle leer hierdie osse om saam te werk. Hulle ken mekaar nou, hulle ken die stem van die ou wat hulle laat saamwerk. En dan werk hulle te pragtig saam op boetie, nou ploeg hulle. En hulle ploeg diep. En hulle ploeg oordentlik. En die wêreld kan sien dat hulle saam is. En die job word gedoen. Ja. Die werk word gedoen. Ja. 1 Korintiërs 1 vers 10, maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus, om almal eensstemmig te wees, en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. Prachtig. Hy sê dieselfde in Efesiërs, wat hy sê, een liggaam, een gees. Julle is ook geroep in een hoop van julle roeping. Nou, soos ek sê, die werk kan nie gedoen word, as ons nie ingespan is nie. Nou, daar's 'n nuwe ding, wat mense wil hê. Hulle wil los wees van alles. Losgotnoot wees. Moet my nie inspan nie, ek wil 'n losgotnoot wees. Ek wil vandag hier wees, môre wil ek daar wees. Ek wil 'n Rolling Stone wees. Ek wil, sorry, maar die koninkryk van God kan jou nie gebruik nie. Jy moet bereid wees om ingespan te word. Nou baie keer kry jy mense wat met die een voet in die wêreld wil wees en met die ander voet in die koninkryk van God wil wees. En dan as jy nou kom, as die ou wat die land wil ploeg en jy sê, hoor hierso,
maar waar was jy nou gewees? Ons moes die land geploeg het en dan sê hulle vir jou, maar ek was nie lus gewees nie. Dan kan jy nie daardie os gebruik nie. Amen. Want dit is 'n spanpoging. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Ek hou van hierdie woord eendragtig. Want dit sê vir my, ons dra almal saam. Nee. Ja, die twee osse loop saam, klein met mekaar. Amen. Nou, os. Yes. Ja. Efesiërs 1, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Nou, as die osse so ingespan is, Verdra mekaar met liefde. Dan hulle skuur teen mekaar, want hulle is in close contact with each other. So jy moet maar verdra bietjie, as die ander os teen jou skuur. Nee. Nou, dis hoekom jou os al so. Jy kan al eeltyd dit kan Ja. doen. Yes. Goed. En ernstig streef om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede, want daar's net een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een roeping. Amen. Nou, kom ons kyk 'n bietjie na Prediker 4 vers 9. Ja, maar kan ek net gou iets sê? Jy mag. 2 is beter as 1, want daar's 'n goeie Okay, maar bedoeling jy vir hulle wil- moeite ek wou volhou. net noem- Ek wou nou net gesê, ons gaan nou oor om te praat oor eenheid en die voordele van eenheid. Wow. Voordele van eenheid. Hoe voel jy as jy 'n ete hou? En jy het moeite gedoen met die kos. En dan sien jy mense slip weg na die kombuis toe. En dan kom jy in die kombuis en dan is daar 2 familielede en hulle staan en skinder oor jou kos. Weet, hy was allemaal sleg geweest. Hoe voel jy? Is daar eenheid? Nee. Jy voel grof en onbeskof, want daar is nie eenheid geweest by die maaltyd nie. Amen. En dis hoekom hy Jesus sê in Prediker 4 vers 9, 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid, want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar wie die een wat val, sonder dat daar 'n tweede is, om hom op te tel. Vader, as 2 by mekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan een mens alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan al 2 hom teestand bied, en 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek. En ek dink waar net die derde lyn is God self in ons lewe. Amen. En dan Spreuke 6 vers 16, hierdie 6 dinge haat die Here, en die 7de ding is vir sy siel 'n So, gruwel. nou noem hy die 6 dinge: trots en oë, leenagtige tong, hande wat onskuldige bloed vergiet, hart wat vol onheil planne beraam, voete wat haastig na kwaad loop, en dan die ding wat vir hom 'n gruwel is. Hier kom dit nou. 1 wat valse getuienis, leuns uitstrooi en tussen broeders tweedrag. Al hierdie een, hy wat tussen broeders tweedrag saam. Mense, kom ons wees nou daai mense wat nooit meer tweedrag saai nie. Skinder is so lekker, né? Maar weet julle wat doen skinder? Dit Maak die wie saai tweedrag. dit bring diskurs. Kom ons nip dit in die bad. Wat noem hulle dit? Is dit ook reg uitgeskryf? Smoor dit in die kiem. Smoor dit in die kiem. Kom ons is werkers van vrede. Geregtigheid. Nee. Wanneer jy slegte nuus het, bly stil daaroor, sip dit. Vertel net die goeie nuus. Bou altyd almal op. Kom nou, wees 'n werker van geregtigheid. Geregtigheid is vrugte van die Gees. Unity. Liefde, blydskap, vriendelikheid, al wat ek altyd so wil noem. Wees dit. Kom nou. Dit is so lekker of iemand sê, weet jy wat het nou weer gebeur? Weet jy wat het daai aap nou weer gedoen? Kom uit dit uit, asseblief, ter wille van jouself. Ek sê, ter wille van jouself. Jy veroorsaak dualisme, verdeeldheid in jouself. En jy is nie meer afgesonder
vir sy roeping nie. Want jy dink verdeeldheid, jy praat verdeeldheid en jy is dan verdeeld. Ons is afgesonder vir 'n goddelike doel. Jesus se eenheidsgebed, Johannes 17. Vader, maak hulle een, soos ons een is en soos ons nou almal een is. Kom ons praat net Christus van mekaar. Al wil jy iets anders sê. Gewone wanneer jy wil skinder is omdat jy wil beter voel oor jouself. Nou wil jy iemand anders verlaag, sodat jy kan hoor voel. Mense, dit is dualisme. Jy benadeel jouself. Dis nie ons en julle nie. Dis net ons. Kom ons praat net die beste en as jy niks kan sê nie. Zip het. Sê amen. Leef in eenheid. Jesus het hierdie gebed gebid. Daai krag van eenheid werk nou in ons en deur ons. Kom ons wees die eenheid. Kom ons praat eenheid. Kom ons leef eenheid. Ons is almal geroep vir voltydse bediening. En dan gaan sy nou na Nehemia toe. Ja, ons kom nou by die afsluiting. En ons sal moet afsluit, want ons tyd Ja, ons kom nou by die afsluiting. Nehemia 4:6. Soos julle weet, het die mure van Jerusalem in ruïnes gelê. En Nehemia was in die diens van die koning en hy het ingekom die dag en die koning het van hom gesê, nou hoekom lyk jy so hartseer? Toe sê hy nou maar, hoe kan ek nou opgewonde wees want my stad en Jerusalem se mure lê dit lê in ruïne en daar's geen muur rondom nie. Toe sê die koning vir hom, nou gaan herbou die koning. Maar nou, dit was 'n groot taak gewees. Nehemia 4:6, maar ons het die muur opgebou en die hele muur is tot op sy helfte herstel, want die volk was met hulle hart in die werk. Hoor jy wat hy sê? Hulle was met hulle hart in die werk. Hulle was afgesonder en uitgesonder en hulle was een met mekaar in hierdie werk. Nehemia 4:17, van die bouers aan die muur het die lasdraers hulle werk so gedoen, dat hulle met een hand die werk verrig het, terwyl hulle met die ander hand die werkspies vashou. So, hulle was ook in dieselfde as die eerste apostels en disciples was, hulle was vervolg. Amen. Maar weet jy wat, hulle het 'n sterk missie en visie gehad. Hulle het geglo in wat Jesus vir hulle sê, gaan jy, maak mense van my dissipline. Hulle is nie afgesit nie. In die een hand het hulle die troffel gehad waarmee hulle bou, in die ander hand die wapen waarmee hulle moes verdedig, maar het nie opgehou nie. Hulle het nie geskrik vir die vervolging nie. Hulle was vasberade en die wêreld, die mense van daai wêreld, daai tyd kon sien dat hulle was waarlik van die Here gewees. En dan die Nehemia 4:18. En die bouers het elkeen sy swaard aan sy heupe gegord en gebou, terwyl die basseinblaser by my gestaan het. Nou, jy kan dink nou wat het dit met jou te doen? Jy is nie besig om 'n muur te bou nie. Jy is besig om die koninkryk van God te bou. In jou een hand het jy die woord van die Here en in jou ander hand het jy die swaard van die Gees. En dan kom al moeilikheid en trouble en omstandighede, moenie dat dit jou aandag aftrek. Sit sy roeping waarmee jy geroep is altyd eerste. Die Here sal vir jou net sal. Sê almal en dan Nehemia 6:5. En die muur is voltooi op die 25ste dag van Elul en 52 dae. Nou, ek weet nou nie, gaan kyk wat daai Elul is. En toe al ons vyande dit hoor, het hulle die nasies rondom ons bevrees geword en neerslagtig gevoel. En hulle het erken dat hierdie werk net deur God gedoen kon wees. Daarop het Nehemia, hy was die gouverneur, en Esra, die priester, die skrifgeleerde en die leviete wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here julle God. Moenie treur nie, moenie ween nie, want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. En toe sê Nehemia vir hulle, gaan eet lekker spys, drink soet dranke, stuur porsies aan hulle. Hier is die laaste fees eintlik in wording en dis die loofhuttefees wat hulle mekaar dan lekker saam gekuier het soos ons vanmôre en porsies uitgedeel het soos ons vanmôre uitdeel. Wie geniet hierdie porsies, hierdie woord? Amen. So kom ons hou aan daarmee en ons doen dit hierdie week.
Kom ons vat hierdie woord en stuur dit vir iemand, hierdie les van vanoggend. Ek net gou iets laat Kom ons lees. deel dit. Ek net gou iets laat lees. Stuur porsies aan hulle vir wie niks berei het nie. Gaan vanmiddag en gaan wees jy die lig vir iemand wat in donkerheid is. Gaan jy vanmiddag en gaan wees sout vir iemand wat 'n bietjie vrotterig is. Want hierdie dag is heilig aan ons God. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Wauw, dis vrugte van die Gees. Dat jy nou weet, blydskap van die Here, dit is jou beskerming. Beskerm jou teen jouself, beskerm jou teen dualisme. Om twee rigtings te dink eenheid. In Christus is jy een. Kry die dualisme uit jou kop. As jy nou dink aan mense, is jy almal volmaak in Christus Jesus. Ja, ek weet hulle is nie mooi puntjies nie, hulle is nie oulik nie. Maar hoekom het jy dit sê? Hoekom het jy deelneem aan verdeeldheid? Wees een met die Here. Praat eenheid, leef eenheid, bedien eenheid. In Jesus naam. Vader, dankie vir die woord vanmôre. Vader, ons vat hierdie woord, ons maak dit ons eie. Ons eet dit oor en oor. Ons voed onsself met hierdie woorde van geloof. En ons dank die Here, ons kom kragtig deur in die krag en in die heerlikheid. In Jesus naam. En almal sê, amen. Die blydskap van die Here sal my beskud. Die blydskap van die Here sal my beskud. Die blydskap van die Here sal my beskud. Die blydskap van die Here sal my beskud.